Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Voordat ek vanoggend begin, dis ons tweede laaste oggend uit hierdie reeks oordenkings met Jesaja 33 as basis waar ons sê vrees die Here. Ja, nie angs nie, maar daardie eerbied vir God hê. Dis ons tweede laaste een vanoggend. Ons gaan dan vir volgende week, die res van hierdie week en volgende week nie oordenkings hê nie. Ek is by 'n kongres. Maar die 10de Maart begin ons met 'n reeks uit Josua. Die getroue God vervul sy beloftes. Ek sê weer, die 10de Maart begin ons weer met ons volgende reeks. Kom ons lees vanoggend Jesaja 33 vers 23 en dan 'n baie bekende gedeelte uit Romeine hoofstuk 8. Jesaja 33 vers 23. Al hang jou takelwerk nou slap, al hou dit nie die mas se voetstuk stewig nie, al span dit nie die banier oop nie, dan sal daar buit in oorvloed verdeel word. Selfs lammes sal wat te roof is, plunder. Romeine 8 vanaf vers 31. Want wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Soos daar geskryf staan, ter wille van u word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige dinge, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Geliefdes, Jesaja is hier aan die einde van hierdie profesie besig en hy keer terug met 'n laaste beskrywing van die Assiriërs. 'n laaste beskrywing van hoe dit gaan wees as en wanneer die Assiriese mag tot 'n einde kom. En dis 'n finale teregwysing teen die trots van die mens. Want Assirië het hulle self as onoorwinnelik beskou. Soos matrose te vergeefs probeer om die mas van 'n skip teen kragtige winde te herposisioneer. So sal die Assiriërs te vergeefs probeer om die oordeele van God te weerstaan, om te kan ontvlug van God se oordeel. En dan aan die ander kant, in teenstelling hiermee, sê Jesaja dat God se volk 'n oorvloedige buit sal verdeel. Watter skatte ook al aan die boord van daardie skip geplunder sou word, sal maklik geplunder word. Ja, die beeld wys ons, die Assiriërs sal so hulpeloos en so behoeftig wees, dat selfs die lammes sal kan inkruip, hulle skatte kan vat en plunder en veilig weer sal kan wegkruip. In 'n ander analogie met 'n soortgelyke betekenis, praat Jesus wanneer hy van die duiwel praat, van die sterk man wat vasgemaak word. Ek gee parafrase. Dit wil sê, in sy aardse bediening het hy, Jesus Christus, buit uit die koninkryk van Satan geneem. En al sy lerings en al sy genesing het die verskoon tog magteloosheid van die vyand van Satan kom bewys. God se volk is genees en verlos. Wat is die boodskap? Weereens, moenie bang wees nie. As gevolg van Christus en sy bloed wat vir jou gestort het, is God vir jou en nie teen jou nie. En as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Want geen vyand, geen siekte,
geen bekommernis is magtiger as God se liefde vir jou in Christus nie. Want Christus is die een wat gesterf het. Christus is die een wat opgewek is. Christus is die een wat aan die regterhand van God vir jou intree. Kom ons dank die Here vir sy groot liefde in Christus. Kom ons loof God vir sy wysheid en krag om die magte te verslaan. Ja, wanneer ons swakheid aan die kruis van Christus se voet neersit, met die wete dat deur hom ons tot alles in staat is. Kom ons sluit ons oë. Onse liefdevolle God en Hemelvader, Here, ons dank en loof U vir U groot liefde aan ons. U groot liefde bewys deur die offer van die Seun Jesus Christus. Ons dank U, Vader, dat ons weet daardie liefde was vir ons. Ons wil U loof vir die waarheid en die krag, Here, wat U aan ons gee om die magte te verslaan. Satan en sy trawante, ons bekommernisse, ons vrese, met die wete dat deur U kruis, Here Jesus, is ons tot alles in staat. Ons wil die loof en prys in hierdie dag vir U getroue liefde. In Jesus naam, amen. Sing vanoggend saam lied 464 en ons sing die eerste en die derde vers. Vir môreoggend die laaste vers van Jesaja 33 vers 24. En dan is daar 'n lang gedeelte Levitikus 16 vers 1 tot 34. Ek gaan vir ons net uittreksels daaruit lees, maar gaan lees dit gerus. Levitikus hoofstuk 16 vers 1 tot 34. Ek herinner weer, volgende week gaan daar nie oordenking wees nie, ook nie donderdag en vrydag hierdie week nie, maar maandag die 10de Maart
begin ek met 'n reeks oor Joshua of uit Joshua en die titel, die getroue God vervul sy beloftes. Aan elkeen 'n geseënde dag, tot ons mekaar môreoggend weer sien. Totsiens.